naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word beskud. Baie hartlik welkom in die huis van die Here. Amen. Ons gaan vandag weer gesels oor 'n baie bekende deel in die Bybel. So as jy jou woordjie het, is jy welkom om oop te maak by Rigters. En ons gaan saam lees in Rigters 16 vanaf vers 1. Ek hoop vanoggend dat jy sal besef dat ons God se krag so bitterlik nodig het. Veral in die tyd wat ons lewe vandag. Die vyand is so besig om mense te leuns te vertel en te bedrieg. En mense val daarvoor. Mag ons werklik na vandag se woord wat uitgaan, so 'n bietjie gaan ondersoek doen en kyk of is daar dalk iets in ons lewe waarmee die vyand besig is. Sodat ons dit vir Jesus kan bring, want Jesus is daar om ons te help. Vers 1, Rigters 16 sê, en Samson het na Gaza gegaan en daar 'n hoer gesien en by haar ingegaan. Vers 2 sê, toe die Gasiete die tyding kry, Samson het hier ingekom, omsingel hulle hom en hulle lê hom die hele nag voor by die stadspoort. Maar die hele nag het hulle stil gehou en gesê, teen dagbreek sal ons hom doodmaak. Nou ons kan aflei, wanneer mense hierdie verse lees, dat Samson was nie baie gewild op daardie oomblik nie. Want sien as mens nou hoofstuk 15 gaan lees en kyk waaroor hierdie Filistyne vir Samson wou uitroei, dan sien ons dat hy met 'n Filistyn getrou het. En hy was 'n Nasareër. So in hulle tyd en hulle kultuur was dit nie aanvaarbaar om met iemand anders te trou dan nie. En daaroor wou hierdie Filistyne hom uitroei en hom van kant maak. Vers 3 sê, Samson het gelê tot middernag. Maar teen middernag het hy opgestaan en die deure van die stadspoorte en die 2 deurposte gegryp en dit met grendel en al uitgeruk en op sy skouers gesit en dit opgedra na die top van die berg wat teenoor Hebron lê. Nou kan jy jou net gou vir 1 oomblik voorstel hoe baie krag moes Samson gehad het. Nou in die ou tyd was die dorpe toegebou met hoë mure. So hy het daai hele stadspoort, soos wat hulle dit noem, met die pilare met al die dinge uitgebreek en dit opgedra na die berg toe. Nou as ons 'n bietjie gaan dink aan wat Psalms vir ons sê, waar kom ons hulp vandaan? Ons hulp kom van die Here. Amen. Amen. So ek het geen twyfel daaraan dat dit die Here was wat vir Samson al hierdie krag gegee het nie. Amen. Weereens as jy nou 'n bietjie terug gaan na hoofstuk 15 toe, dan sê dit dat die Here het hom krag gegee om die leeu dood te maak met sy hande. En later die hele wingerd waar die mense gebly het. En dis ook nie regte woord, maar daar waar die mense gebly het, het hy die jakkals soos 'n ster te mekaar gebind met die fakkels en die Here het dit destroy. Nou wie van julle wil probeer om 'n leeu aan te vat? Not. Goed, so dit was definitief nie Samson se eie krag nie. Vers 4 sê, daarna het hy 'n vrou in die dal Soret lief gekry, wie se naam Delila was. Vers 5, toe kom die voorste van die Filistyne na haar op en sê vir haar, haal hom oor en vind uit waardeur sy krag so groot is.
en waardeur ons hom kan oorweldig en hom kan bind om hom te bedwing. Dan sal ons jou elkeen 1100 sikkels silwer gee. Okay, met ander woorde, hierdie girl, Delilah, is betaal om vir Samson in die weg te ry, om sy krag te verloor, deur die vyand, die Filistyne. Want onthou, dit nou weer die issue met hom, oor dit, wat hy in die eerste vrou gedoen het. So, it's like payback time. Maar, wanneer ek hierdie lees, laat dit my so dink aan 'n verhaal weer eens in die Nuwe Testament, waar een van Jesus se disippels ook silwer muntstukke ontvang het, om vir Jesus te verraai. Maar hierdie stop nie by die Bybel nie. Hoeveel van ons in vandag se lewe het iemand jou nog nooit voorgelieg nie, of bedrieg nie? Is daar enige iemand wat hier sit, wat kan sê, almal was nog altyd eerlik met my? Nee. En as ons weer eens kyk na die tyd waar ons leef vandag, is dit nie oorlede van die dag. Dis maar maklik om gou 'n liedjie te vertel. Jy weet, ek sê iets sommer gou weer en ek het eintlik daar gewerk, maar ek weet nie. Is dit so? Gebeur dit nie hier in Belfast nie? Dit gebeur nie by my. Nee, ons. Vers 6 sê, toe vra Delilah vir Samson, vertel my tog waardeur jou krag so groot is, en waarmee jy gebind kan word om jou te bedwing. En Samson sê vir haar, as hulle my bind met 7 vars lyne, wat nie uitgedroog is nie, dan sal ek swak word en wees soos 'n ander mens. Daarom het die vorste van die Filistyne vir haar 7 vars lyne gebring, wat nie uitgedroog was nie. En sy het hom daarmee vasgebind. Vers 9, en terwyl haar spioene in die kamer klaar sit, sê sy vir hom, die Filistyne is op jou, Samson. Toe verbreek hy die lyne, soos 'n vlasdraad breek, en dit vuurryk, maar sy krag het nie bekend geword nie. Vers 10, toe sê Delilah vir Samson, kyk, jy het my bedrieg en vir my leuns vertel. Vertel my nou tog waarmee jy gebind kan word. Hoor gaan hoe wat sê sy? Sy sê, Samson, jy lieg en bedrieg my. Is dit nie ironies nie? Wat doen Delilah? Sy is die een wat vir Samson eintlik om die bos probeer lei, en nou sê sy nie, dis nou nie ek nie. Dis jy. Hoekom jok jy van my? Is dit nie so in ons lewe nie? Mense doen jou kwaad aan. Mense doen jou onreg aan. En dan draai hulle om en sê hulle, dis nie ons skuld nie. Dis jy. Jy het dit veroorsaak. Nee, hoor julle. Ons lewe in die tyd van Samson weer eens. Vers 11 sê, en hy antwoord haar, as ek my stewig vasbind met nuwe toue, waarmee daar nog geen werk gedoen is nie, dan sal ek swak word, en ek wees soos enig ander mens. Toe Delilah nuwe toue geneem en sy het hom vasgebind en hom gesê, die Filistyne is op jou, Samson. Terwyl die spioene in die kamer klaar gesit het en gewag het, maar hy het dit soos 'n draad van sy arms af verbreek, vers 13. En Delilah sê vir Samson, tot nou toe het jy my bedrieg en vir my leuns vertel. Vertel my waarmee jy gebind kan word. En hy antwoord haar, as jy 7 haarvlegsels van my hoof met die weefsel saam invleg. Vers 14 sê, sy druk hom toe vas met die pen en sy sê vir hom, die Filistyne is op jou, Samson. En hy het wakker geword en van sy slaap en die weefpen met die weefsel uitgeruk. Hoekom
En Delilah nie na die eerste keer, toe sy gevaar het opgehou met haar plan nie. Want daar was 'n reward, nee? Sy sou die geld ontvang indien sy sou slaag. So ons sien in hierdie verhaal dat hy herhaaldelik bedrieg word. Herhaaldelik bedrieg word. Want Delilah het geweet, daar's 'n prys op die spel. Maar as sy nie perform nie, sou sy dit nie kry nie. Nou wil ek dit weer eens vir ons bietjie terugdink na vandag se lewe toe. Die vyand weet, daar is 'n prys op die spel. En daaroor hou hy aan. En hy hou aan. En hy hou aan. Ons dink mos as ons hart vir die Here gegee het, dat dit smooth sailing. Niks kan meer gebeur nie. Dit is nie waar nie. Ongelukkig is dit dan wanneer die vyand erger op 'n mens is. Want hy weet, terwyl jy in sonde lewe, is hy nie 'n challenge nie. Dan weet hy waartoe gaan hy. En daaroor probeer hy 'n mens weerhou om Bybel te lees, om te bid, om by God uit te kom. Kom ons gaan aan, vers 15 sê. Toe sê sy vir hom, hoe kan jy sê, ek het jou lief, terwyl jou hart nie met my is nie? 3 maal het jy my nou bedrieg en my nie meegedeel waardeur jou krag so groot is nie. Hoor jy nou manipuleer sy hom? As jy regtig lief is vir my, sal jy mos nou vir my sê waar jou krag lê. As jy regtig lief is vir my, sal jy my baie geld gee. My man. Hoor jy wat sy doen? Sy manipuleer. Ek gaan nie kerk toe kom as ek nie iets kan kry nie. Weer eens, nie in Belfast nie. Dit gebeur in die Middelburg. Nee. Vers 16 sê, en omdat sy hom met haar woorde aldaar afgepers het en hom aangedring het hy so ongeduldig geword dat hy kon sterf. Hy was geïrriteerd met hierdie vrou wat heeltyd nek. Die hele tyd. Vers 17 sê, en hy het sy hele hart aan haar bekend gemaak en aan haar gesê, daar het nog nooit 'n skeermes oor my hoof gekom nie, want ek is 'n Nasareër van God, van af my moeder se skoot. As ek geskeer sou word, sal my krag van my wyk en ek swak word en wees soos al die ander mense. Nou ongelukkig weet ons dat Samson geval het toe nou vir hierdie ou liefdesstorie van haar. Vandag wil ek ook vir jou so 'n bietjie 'n waarskuwing gee om te sê, wees versigtig met wie jy jou drome en jou hart deel. Nie almal wat sê hulle is lief vir jou, is aan jou kant nie. Onthou, Delilah is omgekoop om vir Samson te mislei. Hoeveel keer gebeur dit dat mense iets van jou sal sê wat jou in 'n slegte lig by iemand anders stel. Daai miskien nie van geen kant af nie, maar hulle hierdie ding van jy weet daai pastoor Colette. Sy is 'n ander een. Nee? Dit gebeur. Vers 18 sê, toe Delilah sien dat hy sy hele hart aan haar bekend gemaak het, laat sy die voorste van die Filistyne roep en sê, kom hierdie keer op, want hy het sy hele hart aan my bekend gemaak. Toe kom die voorste van die Filistyne na haar toe op en bring die geld met hulle saam. Vers 19. En sy het hom op haar skoot aan die slaap gemaak
en 'n man geroep met die 7 haarvlegsels van sy hoof afgeskeer. En sy begin om hom te bedwing en sy krag het van hom afgewyk. Toe sê sy, die Filistyne is op jou, Samson. En toe hy uit sy slaap wakker word, sê hy, ek sal vry uitgaan, net soos al die vorige kere, en my losruk, want hy het nie geweet, dat die Here van hom weggewyk het nie. Jy sien, dit werk so, 'n mens kan dit weer gooi dit nie. Amen. As enige een van julle hier vir 2 baase moet werk, gaan jy ewe hard vir altyd die baase werk. In die begin dalk. Maar iewers gaan jy kom op 'n stadium, wat jy bietjie harder vir een gaan werk as vir die ander een. Dit werk so met God. God kan ons nie beskerm, terwyl ons kies om saam in die vyand te staan nie. Vers 21 sê, daar het die Filistyne hom gegryp en het sy oë uitgesteek en hom afgebring na Gaza en met koperkettinge gebind en hy moes maal in die gevangenis. Maar die hare van sy hoof het weer begin groei en sodra dit afgeskeer was. Vers 23 sê, en die vorste van die Filistyne het vergader om 'n groot offer te bring aan hulle God en om vrolik te wees. En hulle het gesê, ons God het ons vyand Samson in ons hand gegee. Sien julle, hulle is bly oor dit wat verlore is? Net so bly soos wat die engele is as iemand tot bekering kom. Net so bly is die duister as hulle iemand wen wat eens op 'n tyd die Here gedien het. Laat dit so 'n bietjie insink. Vers 24. En die volk het hom gesien. Hulle prys hulle God, want hulle het gesê, ons God het ons vyand en die rinnebeer van ons land, wat ook binne van ons laat sneeuwel het, in ons hand gegee. En toe hulle hart vrolik was, sê hulle, roep vir Samson, dat hy vir ons kan speel. En hy het Samson uit die gevangenis geroep, en hy het voor hulle gespeel. En hulle het hom tussen die pilare laat staan. Hulle het hom gespot. Het julle al gesien wat gebeur wanneer jy by troue kom? En die mense het al van vroeg af begin dink. Onder die invloed van daai drank maak hulle name rarig baie toffie. En hulle weet dit nie eers nie. Hulle is die tolk van die troue en die skande gebring oor die verkeerde wat hulle doen. Dink julle dis wat God wil hê? Ek verseker jou, God wil nie hê jy moet jou naam so slaan in 'n plan vir ander mense. Oordat jy vasgebind is, vasgevang is aan iets waarmee die vyand jou vashou nie. Dis nie God se wil nie. Maar so dan net gepreek, God het net vir ons 'n hoop vir die toekoms. Hy beplan net voorspoed, nie teenspoed nie. Vers 26. Daarom sê Samson aan die dienaar wat hom aan die hand hou, laat my staan, onthou hy was blind, sy oë was uitgesteek, en laat my die pilare betas, waar die huis op rus, dat ek daarteen kan leun. Vers 27 sê, in hierdie huis was vol manne en vroue, en al die vorste van die Filistyne was daar. En op die dag
was daar omtrent 3000 manne en vroue wat gekyk het hoe Samson speel. Vers 28. Toe roep Samson die Here aan en sê: Here, Here, dink tog aan my en versterk my tog net hierdie keer. Amen. O God, dat ek my oor een van my 2 oë op die Filistyne kan wreek. In hierdie toestand waarin Samson was, vasgevang, vasgebind in die vyand se stryk, onthou hy, iewers was daar krag. Iewers het iemand vir my kos gegee toe ek nie gehad het nie. Al was dit in die leeu se maag uit die heuning wat hy geëet het. God het voorsien. Amen. En hy onthou, die Here is my krag. En hoor hoe mooi is dit, hy roep uit, hy erken. Here, ek is net 'n sondaar. Vergewe my. Amen. Red my net een keer. Kom help my uit hierdie toestand uit. Amen. Ons lees in vers 28. En Samson slaan sy arms om die 2 middelste pilare waar die huis op gerus het. Die een met sy regterhand en die ander een met sy linkerhand. En hy leun teen hierdie pilare. En Samson sê: Laat my sterwe met die Filistyne. En hy buig hom met krag. Hoor mooi, hy buig met krag. Sodat die huis inval op die voorste en op al die mense wat daarin was. So was dan die dooies wat hy by sy sterwe gedood het, meer as die wat hy in sy lewe gedood het. Amen. Dit het tyd geword dat ons die dinge in ons lewe wat nie daar hoort nie, so 'n bietjie daai pilare omtrek. Hoor mooi, nie om jou lewe te neem nie. Om daai dinge wat nie van God af is nie, te laat sterwe, te laat doodgaan, sodat jy 'n lewe kan leef wat God behaag. Ek wil jy moet vir so 'n oombliekie net dink, of is jy dalk die Delilah wat negativiteit oor ander mense staan? Is jy dalk die een wat veroorsaak dat mense nie van iemand anders hou nie, oor dit dinge wat jy nie sê? Is jy die Delilah wat jou naastes ook gebonde wil hê, deur hulle te oortuig om saam met jou die verkeerde dinge te doen? Wil jy maar vanoggend, soos ou Samson, net uitroep en sê: Here, Here, wees my genadig nie. Leen net weer vir my bietjie van jou krag. Want het is maklik om krag in wêreldse dinge te kry. Maar hoe lank hou daai krag? Ons het dit gister weer beleef. Hierdie ouetjie was the man of the show. Hy was so dronk, hy kon nie eens op sy voete staan nie. Baie groot mond, homself baie, ek het skoon gekry vir sy part. Ek beloof jou, hy voel nie lekker vanoggend nie. Het sy krag lank gehou? No. Dit het nie. In plaas van dat ons krag
in wêreldse dinge gaan soek. Kom ons maak so Samson en ons buig voor God neer. Die woord sê baie duidelik dat God is regverdig. Wanneer jy na hom toe kom met jou swakhede, met die dinge wat jou bind, is hy getrou en regverdig om jou te vergewe. Kom ons sluit dit maar. Vader, Here, dankie dat ek elke liewe gemeente lid aan U kan opdra vanoggend, Vader. Here, dit is 'n harde woord wat uitgaan. Dit is 'n moeilike woord. Vader, want die vyand is so besig met leuns. Hy is so besig om ons te brainwash dat dit is okay om sonde te doen. Dit is okay om dinge te doen wat U nie te behaag nie. Vader, vanoggend wil ons kom en ons wil verklaar, Here, dat U is ons enigste bron van krag. Vader, ek wil vra dat U elke persoon genadig sal wees, Vader. Here, wanneer mense kom en hulle sonde bely, Vader, dat U hulle sal vergewe daarvoor, Vader. Here, maar dat U hulle ook wysheid en insig sal gee om dit nie weer te doen nie. Dankie, Vader, dat U ons nie hoef om te koop met silwer, om ons om die bos te lei of om ons te wen vir U nie, Vader. Here, U het reeds die duurste prys wat daar was om te betaal, het U betaal, Vader. U seun se bloed het reeds gevloei, sodat ons in oorwinning kan lewe, Vader. Here, dat ons nie hoef gebuig te staan onder die bindinge van die vyand oor ons lewe nie. Hemel Vader, ek wil vra dat U gedagtes, Here, ons gedagtes sal wees. Vader, dat ons die dinge sal bedink wat daar bo by U is, Here, en nie dit wat ons sien op hierdie aarde nie. Hemel Vader, dankie vir U liefde wat U het. Vir elke liewe persoon, Vader. Here, dankie dat dit U krag is wat ons kan deurdra in hierdie moeilike tye. Dankie, Hemel Vader, dat dit U is wat ons lei na waters waar daar rus is. Here, ek vra dat wanneer elke persoon, Here, iets wil doen wat nie van U af is nie, Vader. Here, dat U Heilige Gees binne hulle sal werk, dat hulle sal bewus word van dit is nie reg nie. Hemel Vader, ons weet daar's nie baie tyd nie. U is binnekort hier om vir ons te kom haal. Dankie, Here, dat ons nie net al die lof en al die eer en al die aanbidding kan gee vir mense lewens wat sal verander, Here. Meer van U en minder van onsself. Ons bid in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen.